Goeiedag geliefdes. Is dit nie so dat ons almal leef volgens sekere ritmes? Ons staan soggens op, ons maak 'n koppie koffie of 'n koppie tee, hopelik borsel jy jou tande, klim dan in die kar, gaan werk toe en dag na dag volg ons hierdie selfde patrone. Sonder dat ons besef, begin hierdie ritmes ons lewe vorm. Maar het jy al ooit daaraan gedink dat Jesus ook vir sy kerk sekere ritmes gegee het? Hy het vir ons 'n ritme gegee van gebed, dat ons gereeld tyd moet spandeer in sy woord, dat ons Bybel moet lees. Hy het ook vir ons gesê in Hebreërs 10 dat ons moet die samekoms van die gelowiges nie gering ag nie. En dat hy vir ons nog 'n ritme gegee, en daai ritme is nagmaal. Kyk gou wat sê Jesus in Lukas 22 vers 19. Toe neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle met die woorde: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis." Wanneer ons hierdie woorde lees, hoor ons dikwels net daai doen dit opdrag gedeelte. Maar let op waarom Jesus dit sê. Hy sê doen dit tot my gedagtenis. Jy sien, Jesus gee nie vir sy disippels net nog 'n godsdienstige seremonie om op hulle lysie te kan afmerk nie. Nee, hy gee vir hulle eintlik 'n nuwe ritme. 'n Ritme wat hulle telkens sou terugbring na die kruis, terug na Jesus se genade, terug na die waarheid dat hulle redding nie in hulle self lê nie, maar in hom alleen. Ek wonder hoeveel keer ons al nagmaal gebruik het sonder om regtig stil te staan by hierdie uitnodiging, hierdie kosbare uitnodiging. Nagmaal is soveel meer as net die brood en die wyn. Dit is eintlik Jesus wat sy kinders keer op keer terugnooi na sy tafel toe. Nie omdat hy vergeet het wat hy vir ons gedoen het nie, maar omdat hy weet hoe maklik ek en jy vergeet wat hy vir ons kom doen. Geliefde, hier is die ding, die mens se hart, wat bedrieglik is bo alle dinge en so maklik kan afgelei word, die mens se hart, hy dryf maklik weg. Ons raak besig, ons begin weer op onsself te vertrou, ons dra weer baie keer dra ons skuld wat Jesus reeds vir ons gedra het. En daarom roep Jesus ons telke male terug met hierdie ritme, nie om iets te onthou nie, maar om weer deur die evangelie gevorm te word. Ek bedoel eintlik nie net om te onthou nie, maar om gevorm te word deur God se evangelie. Ek glo dis waarom nagmaal een van die belangrikste ritmes in die lewe van die gelowige behoort te wees. Elke keer wanneer ons aan die tafel aansit, dan kom herinner Christus ons weer aan wie hy is en wat hy gedoen het en wie ons nou in hom is. Ek dink hierdie is belangrik om te onthou. Nagmaal is nie net 'n sakrament nie, dit is 'n ritme wat Jesus vir sy kerk gegee het. Jesus het geweet dat my en jou, ons harte gaan maklik wegdryf en daarom roep hy ons deur hierdie seremonie, hierdie viering, roep hy ons gereeld terug na sy tafel toe. Miskien is 'n vraag waar ek en jy kan nadink is die volgende: wanneer laas het ek nagmaal gebruik met die verwagting dat Jesus my hart weer wil kom vorm? Ek hoop hierdie week se oordeenkings wat vir ons voorlê en selfs vandag sin gaan jou opnuut weer opgewonde maak oor die nagmaal en dat jy elke dag sal inskakel soos ons dieper gaan kyk, dieper gaan dink oor die ritme, die seremonie van nagmaal. Maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u genade oor ons lewens en so baie dankie vir die sakrament, vir die viering van die nagmaal, dat ons kan kom stil staan op 'n gereelde basis, by u tafel kom aansit en wanneer ons die brood en die wyn gebruik, dan doen ons dit tot herinnering, tot gedagtenis van wat u vir ons kom doen het. En daarom sien ek uit na die week wat vir ons voorlê, soos ons dieper gaan delf in die onderwerp van die nagmaal. Here, kom louter weer ons harte, kom werk weer in ons gedagtes, kom wys vir ons wat beteken hierdie ongelooflike ritme, die ritme van die nagmaal. En dan wil ek sommer net bid vir die week wat vir ons voorlê. Mag hierdie week 'n week wees waar ons naby aan u wandel, u vrede sal ken, dat ons weet u hou ons hand styf vas. Maak nie saak wat om ons aangaan nie en waardeur ons gaan nie. Beleef ek regtig, Here, om nou te vra dat u vir ons by 'n vrede in ons harte sal losmaak, dat ons geen angstigheid sal beleef nie en weet ons is veilig in u hande. Ek bid dit in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle weer môre. Gaan in vrede. Totsiens.